Het jy al daai programme gekyk van die mense wat so alles opgaar? Kyk, alles is 'n bargain. As hy 'n bargain kry, koop hy dit. As hy iets by die scrapyard kan optel, tel hy dit op. As hy iets op Marketplace vir 'n goedkoop prys kry, hy maak dit bymekaar. Hulle noem hy ons hoarders. Nou ek meen jy kry ouens wat bargains koop en verkoop en gaan te kere, maar jy kry sekere ouens wat alles bymekaar. Hulle kan nie ontslaa raak af van nie. Het jy daai TV-programme gesien, en stap jy in huise en dan lê die goed, hope, klere, boor. Jy kan nie eens dink aan bly mense nie. Ek weet nie hoe lewe mense in dit. Hier kom buis, alles is opgehoop, dit is chaos. Hierdie ouens kan net nie laat gaan van hulle goeders nie. Hulle moet alles bymekaar maak. Hulle hoort alles word bymekaar gemaak. En dan dink ek aan hoe mekaar daai huis moet wees en die siektes wat daar moet wees, insekte wat daar moet uitbroei. Allerhande tipe van 'n goggas wat in daai huis moet bymekaar maak. En dis hoe jou lewe lyk as jy dit nie vir Jesus gee nie. Jou lewe is bymekaar gesê deur 'n klomp goed wat jy nie kan laat gaan nie. Jy hou vas aan al die ou dinge, jy hou vas aan jou verlede. Nou kan jy nie vorentoe beweeg nie want jy word heeltyd herinner, die duiwel bly vertel jy wat jy laasweek gedoen het. Jy kan nie vorentoe beweeg nie want ons altyd iemand wat jou herinner van laas jaar se probleme. Jy het soveel aangevang. Nou die lewe met jou opgevang. Weet die ouens sê jy kan nie vooruit hardloop uit die lewe uit. Jy gaan ergens kom byt jou verlede jou in jou boude. Jy het nou al so aangevang dat jou lewe opgevang het met jou en nou deel jy met die konsekwensies, met die nagevolge van jou slegte besluite. Nou Jesus het 'n prys betaal vir jou lewe, vir 'n hoopvolle toekoms sê die Bybel, voorspoed en teëspoed. Die baie ouens vandag het hulle lewe vir Jesus gegee wat 'n gemors van 'n lewe gehad het. Dan sal nog steeds hulle keuses wat hulle gemaak het in die verlede is nog steeds deel van die pakkie, maar hierdie keer kan hulle dit hanteer met wysheid en in vrede en in vreugde en vol van die Heilige Gees en kennis. En ek wil vandag vir jou 'n ding lees, Efesiërs 4, sê die Bybel, vers 20 sê, but you have not so learned Christ, if indeed you have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct, the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. En net soos hy hoorders, mag jy dalk al in jou lewe so baie moeilikheid bymekaar gemaak het, maar vandag wil Jesus inkom en jou huis skoonmaak en vir jou 'n nuwe huis gee, om die ou dinge weg te sit, sodat daar 'n plek is vir die nuwe dinge. Raak ontslaaf van die ou goed, sodat daar 'n plek gemaak kan raak van die nuwe goeders. Jy moet ontslaaf raak. Ek doen dit baie, maar net met my bankrekening. Dan is daar 'n bietjie te min in. Dan sê ek, nee Here, ek gaan gou vir jou 'n bietjie plek maak vir nog 'n paar rand. Dan saai ek gou 'n paar rand. Die Bybel sê, net wat jy saai, gaan jy maai. Dan saai ek gou 'n paar rand, weer kom kry, dan sal weer 'n EFT'tjie wat in die rekening val. Hoekom? Nee, maar ek het God vertrou. Ek het hom geglo. Toe hy gesê ek moet ontslaa raak van die ou goed. Maak plek vir die nuwe goeders. En so vandag moet jy in jou eie hart 'n keuse maak om ontslae te raak van al die ou dinge wat jou so terughou en vashou en jou so maklik terugtrek in sonde in, sodat jy kan vorentoe gaan in al die nuwe goed. Die Bybel sê dat al die ou goeders weggegaan het en alles raak nuut wanneer jy na Jesus toe kom. Jesus was jou verlede skoon, hy maak dit nuut. Hy gee jou 'n nuwe kans tot lewe, sodat jy saam met hom in wysheid, kennis, krag, vrede en vreugde in die Heilige Gees vorentoe kan beweeg. Miskien verander alles nie oornag nie, wat heel moontlik nie gaan gebeur nie, maar oor 'n tyd, as jy dit vir Jesus gee, kan alles verander. My lewe was 'n gemors 11 jaar terug. En vandag maak ek nog steeds foute, maar vandag doen ek dit. En ek weet dat daar God is wat my liefhet, wat my oppas, wat my toemaak, my beskerm en my deur elke situasie help. En vandag moet jy kies om al daai ou goed neer te lê en Jesus aan te neem en om toe te laat om in jou lewe in te kom en dit skoon te maak. Moenie soos 'n hodder heeltyd bymekaar maak. Jy is te bang om iets te laat gaan nie. Daar's baie beter vir jou en meer vir jou wanneer jy dit wat jy so vashou laat gaan. God se plan vir jou lewe is groter as wat jy dink en groter as enige plan wat jy ooit al aangedink het. Gaan lees dit, Efesiërs 3. Kom ek lees dit vir jou. Efesiërs 3 vers 20. Hoor gou. Hy sê, now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, according to the power that works in us. To him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Hy kan in jou doen, vir jou doen, groter, meer as wat jy ooit kan vra of ooit kan dink aan. Is God se planne vir jou lewe. Joune is te klein. Gee dit vir die Here dat hy die groot goed in jou lewe kan aktiveer. Vader, ek dank U dat U 'n groot God is wat groot dinge doen. En vandag wil ek na U toe kom en ek vra Here,
Openbaar aan my die geheime goed in my hart wat ek eers van weet nie. Die geheime sonde wat ek daar kan vashou, Here. Openbaar dit aan my dat ek dit vandag kan gee vir U. Dat ek kan ontslaa raak van al die ou goeders sodat daar plek is vir die nuwe dinge. Die nuwe ding wat U in my hart wil doen, die nuwe ding wat U in my lewe wil doen. En net so ek vir my boetie en sussie wat hier luister. Here, help hulle, openbaar aan hulle die geheime sondes in hulle harte, sodat hulle ontslae kan raak van dit, sodat daar plek is vir dit wat U wil doen, wat nuut is in Jesus se naam. Voordat jy gaan, wil ek jou vandag bedank dat jy deel is van hierdie groot bedieningsspan. Elke keer wanneer jy 'n video like, op dit comment, share en finansiëel bydra tot hierdie bediening, maak jy dit vir ons moontlik om die woord van God verder te vat. Daar's 'n groot sieleoes wat op jou rekening gaan kom, elke keer wanneer jy betrokke raak by wat die Here besig is om te doen deur ons bediening. En ek waardeer jou opreg. Vandag wil ek jou net seën met die seën van die Here. Mag jou pad gelyk wees vorentoe, gesondheid by jou wees, goedheid en guns jou net al die dae van jou lewe volg. Mag vandag die beste dag van jou lewe wees. Die Here seën jou.